vir suksesvolle lewe. En dit sluit in goeie finansiële bestuur. So dis waaroor hierdie seminar gaan, sleutelbeginsels oor suksesvolle lewe. Kom ons gaan na Spreuke hoofstuk 2 en vers 1. Spreuke, Proverbs hoofstuk 2. Ek gaan sommer 'n hele paar versies hierso lees. Want dit is so pragtig. Dit sê hierso vers 1. Dis 'n pa wat skryf vir sy seun. Hy sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer, en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid. Daar's 'n belofte. Die Here gee wysheid. Vat daai vir jouself. In Jakobus, daar so 'n eerste paar versies, praat hy, 'n boek van Jakobus, praat hy, as jy wysheid soek, vra, en aan jou sal gegee word. Wat die Here sal gee, en wanneer hy gee hy nie, die Engelse woord sê, he gives liberally, without resent. Hy gee mildelik. Is nie asof hy sê, okay, ou Kobus het nou wysheid gevra, ons moet hom seker maar ietsie gee. Okay, hier's 'n teelepeltjie vol wysheid. Hy gee mildelik, sonder verwyt. Ek dink dit is wat die Afrikaans sê, sonder verwyt. Hy sit nie daar en sê, ag, ek wens ek dit net vir hom gegee nie. Hy gee, as ons vra, gee hy. Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is in skild vir die wat regskape wandel. En dan word skild, shield, hy beskerm die wat reg wandel. Hy beskerm hulle, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Vriende, ons het nodig om beskerm te word in hierdie lewe waarin ons lewe. Weet nie of julle dit besef nie. Dan, voor ek die volgende versie lees, onthou jy die skrif sê, die duiwel, die vyand, die duiwel, wandel rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verskeur. Ons het beskerming nodig, vriende. Hoe verwoes die duiwel vir ons? Want Jesus het gesê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Is dit nie? Dis sy doel in die lewe. Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Hoe kan hy van ons steel, slag en verwoes? Een ding. Leuns. Hy vertel ons 'n leuen, jy's nie goed genoeg nie. You don't deserve this. Is dit nie? Of jy moet hierdie ding doen, dis okay as jy dit doen, dit sê, ag, is maar net 'n klein leuntjie, of net 'n klein dingetjie wat jy verkeerd doen, is okay. En as hy jou eers gevang het met 'n leuen, dan het hy jou. En as jy nie omdraai van daai nie en vergifnis vra nie, dan trek hy jou dieper en dieper en dieper en dieper in die gat. En uiteindelik verwoes hy jou. So, hy werk deur leuns. Verstaan, Paulus skryf daar so, jy sien ek quoteer skrifte die hele tyd. Want dis wat ek in my geplant het. So saad in my hart ingeplant het. Paulus skryf daar, hy sê, we are not ignorant of his schemes. Hoe sê mens dit in Afrikaans? Ons is nie onkundig oor die slinkse planne van die duiwel nie. Hy wil jou verwoes en hy gaan 'n leuen gebruik. So die antwoord is waarheid. Leef in die waarheid. Verkondig die waarheid, praat die waarheid, leef die waarheid.
Die duiwel het nie 'n plan teen waarheid nie. Vers 9. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad, want wysheid sal in jou hart kom. Kom ons dink nou 'n bietjie oor daai skrif. Want wysheid sal in jou hart kom. In ander woorde, dit was nie daar voorheen nie. Ons wees eerlik. Hy moet inkom. En dit is van die woord wat hy inkom. Van die werking van die Heilige Gees wat hy inkom. Van soek en smag na wysheid wat hy inkom. Wysheid sal in jou hart kom. Wat 'n wonderlike belofte. Daar's ietsie wat jy kan neerskryf op jou geel stikkie. Wysheid sal in jou hart kom. En kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou. Verstand sal jou bewaak om jou te red van die weg van die slegte en van die mense van valse spreek, leuns. Ons moet gered word van dit deur wysheid, deur waarheid. So reg in die begin moet ons hierdie beginsel neerlê. Ons het wysheid nodig. Ek het wysheid nodig. Jy het wysheid nodig. Jy het wysheid nodig vir jou huwelik. Jy het wysheid nodig vir jou verhoudings. Jy het wysheid nodig vir jou besigheidsbesluite. Vriende, baie keer is daar dat jy nie weet wat om te doen nie. Hierdie kant toe, daai kant toe. En veral wanneer gedagtes na jou kom of besigheidsmense en hulle gee jou offer, maar onderlangs is daar ietsie wat nie heeltemal reg is nie. Maar toe maar, jy weet, ons sal geld gee vir die kerk. Vriende, wees versigtig. Ons het wysheid nodig om reg te lewe, om die regte besluite te neem. Okay. So, ek hou daarvan om hierdie ding baie persoonlik te maak. Ek het wysheid nodig. Sal ons dit vir onsself sê, elkeen van julle? Ek het wysheid nodig. Okay. Jeremia 29, vers 11. Hierdie is 'n skrif wat baie gekwoteer is. Tog mense hou van hierdie skrif. Dinge. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Enige van julle al daai skrif gehoor? Het julle al die volgende 2 versies gelees? Die Here wil ons seën, maar daar is voorwaardes. Vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal deur julle laat vind. In ander woorde, die skrif wat baie goed gekwoteer is in die Ou en Nuwe Testament, soek en julle sal vind. Klop en die deur sal oopgemaak word. Die deur gaan nie sommer oop nie, jy moet klop, jy moet soek, jy moet vra, jy moet smag daarna. Psalm 42 vers 1. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Psalm 63, baie 'n soortgelyke psalm wat in die woestyn geskryf is, in die moeilike tyd skryf Dawid daai psalm en hy skryf oor dieselfde ding. Ek smag na die waterstroom, ek smag daarna, ek soek daarna. Dan weet jy wat sê die volgende versie? Dit sê, dan sal ek die Here sien in sy heerlikheid. Die smag om eerste, die soek, die vra, die verlange. Here, ek wil meer van U hê. Ek kan vir julle baie stories oor daai vertel. Hierdie boeke van die Heilige Gees.
Ja, ek het net gesê, Here, ek wil meer weet. Ek wil meer weet. Ek wil nie net ander mense se opinies weet nie. Ek wil weet wat sê u woord. Ek wil dit verstaan. Ek wil dit in my hê. En hy het dit opgebreek en hy is nog besig. Ek het nog baie om te leer. Maar onthou die vers 13 veral. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind. Daar's die belofte. OK. So, daar's twee dinge wat ons moet weet van sukses. OK, ons het begin daar so successful livings, 'n suksesvolle lewenstyl. Ons wil sukses hê. Maar ons verstaan wat sukses is. OK, twee dinge wat ons moet verstaan. Nommer 1, sukses is nie net om baie geld te hê nie. As jy dink dit is sukses, dan jy baie klein deeltjie van sukses. Dis 'n lewe, 'n vol ryke lewe, geestelik, emosioneel en fisies, materialisties. This applies to every aspect of our lives, at home, at work, and right in the deepest parts of the inner man. Sukses is ons hele lewe in orde. Ons denkwyse, die dinge wat jy toelaat wat deur jou kop gaan. Ek weet julle het nie probleme met die goeders wat in jou kop gaan nie, maar ek sê maar net, in elk geval iemand probleme het met gedagtes wat in jou kop gaan. Vriende, al daai moet in orde kom. Anders gaan jy nie sukses hê nie. Want daai gedagtes gaan jou potjie as dit nie goddelike gedagtes is nie. Nommer 2. So ons sien nou nommer 1, dis nie net baie geld nie, dit is jou hele lewe in orde kry. Nommer 2, sukses is nie net outomaties nie. Ek het hier geskryf, it does not depend on luck or special advantage at birth. There are vital keys which unlock the way to success and we need to find out what these are. So sukses is nie net omdat jy toevallig in die regte familie, 'n ryk familie gebore is, nou moet jy sukses hê nie. Nee, daar's baie ryk kinders wat eintlik baie arm is in hulle geestelike lewe, in hulle emosionele lewe, in hulle verhoudings met ander mense. Daar's baie arm mense wat eintlik baie suksesvol is in hulle lewenswyse. Ek het vanmôre met 'n vrou gepraat wat ek net vanmôre ontmoet het vir die eerste keer. 'n Zimbabwe, 'n breinvrou van Zimbabwe. Ek ontmoet haar en ek het haar in Shona gegroet, sy het my gegroet en ek sommer dadelik vir haar 'n drukkie gegee. En toe vind ek uit, die vrou staan op die straathoeke en bedel vir geld. En weet jy hoekom doen sy dit? Want daar's kindertjies wat nie kos het nie. En sy versorg vir ander mense se kinders. En dis hoe sy lewe. Sy het haar land verloor. Sy is hierso met niks nie. En sy gee haarself om ander mense te versorg. Vriende, daar's min sulke mense. Dis sukses. Dis sukses. Ek dink as ons eendag in die koninkryk van God staan, sal party mense wat jy dink heel voor moet wees, ver agter staan. En party mense wat jy nooit van gehoor het nie, sal die ereplek neem. Reg? Ja. So, sukses is nie net outomaties nie. Daar's dinge wat jy moet doen. En sukses is gebaseer op 2 blokke wat dit hou. Okay? Die een is regte besluite, die ander een is follow through, wat is dit in Afrikaans? Deurvolg. Aanhou met daai regte besluit. Dit help nie net jy maak 'n regte besluit vandag en môre verander jy nie. Jy moet aangaan met daai. As ek altyd die regte besluite maak in my lewe
dan sal daai besluite sekerlik vir my na voordeel wees. Is dit nie? Was regte besluite, van kleins af regte besluite. Ons gaan na die tweede bladsy.